Goedemorgen. Jullie staan met komen als een regelslag. Maar waar ook nog niet rond, dus ook gewoon sommige die hebben de prijs en dus ben je ook aan het doen. Ja, het is ook gewoon Steven geslapen in de kerk, ook gewoon uit de kerk, zo aan het klasse zien. Maar ja, kom eens morgen zo uit doen en dan is het gaan zijn. Ja, er is het aan het zien volgens voor je kan komen en weer die allemaal precies zijn. Dat weet alle dingen makkelijk is Jezus. En soms zijn dan niet veel zijn alleen grenzen rond die jou zitten. Soms doen wij niet dat iemand volgend jaar niks zal worden. En zelfs iemand over een prijs dat alle die goed dat ze terug gaan niet de prijs in de afval gaan. Dat ik ben in krijg niet dat het niet zal gebouwd worden zoals het volgens zijn. En die niet zomaar als op die is niet zien dat het ook meer in mijn hoofd geworden waar is die soms te zien. Zodat wordt die met ons is volgend. Amen. Ik ga maar zo weer staan. Thanks to the Lord, our God, our King. His love endures forever. For He's good, He's the God of all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With the mighty hand and the outstretched arm, His love
With every thought and every word, with every breath and all I have.
every stone and every plan, with everything that's in my heart. I want to serve you as long as I live, for you are my King. Lord, I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender. I surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. Lord, I surrender. I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. Lord, I surrender. I surrender all. Oh, thank you, Jesus. Be the center, be my soul, be my life, Jesus. Jesus,
Ons gaan net die volgende liedjies en so hy maar en ons vroeg die Here volgende dinge vir baie van ons onmoontlik en ons sien nie uitkoms nie, ons sien nie waant om te kyk nie, maar Jesus sê kyk na my toe en hy sê weg in die waarheid en die lewe is soms moeilik en dit is soms nie maklik nie, die storms kom, maar kom ons klim vanoggend in ons bootjie en ons stap en ons gaan kyk in die Here en sê ons kyk nie links of reg en ons kyk die Here is soveel groter as die berg wat op en van ons is. You are here, moving in our hands. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. And you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here. Healing every heart, I worship you, I worship you. You are here, turning lives around, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. That is who you are.
beloof dat ons nooit sal vergeet en nooit verlaat nie. Hy sal nie vir ons 'n klip gee as ons hom verbeurd sal. And we sing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We sing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Dankie. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, moving in our moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in our midst. I worship you. I worship you. We sing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We sing, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Dankie dat U alles vir ons gedoen het. Dat U eerste na ons uitgereik het. Dis nie die mens wat eers na U toe gekom het, dan die mens toe gekom. U het ons geskaap in U beeld. En ons geloof U daarvoor. En dankie as ons nou sing, Waymaker, miracle worker, Here, het nog nooit verander oor die eeuwen. Dis nog dieselfde. Amen. En ons prys U daarvoor. En dankie dat ons U mag ken. Onveranderlik. Liefdevol. Wonderwerklik. Dankie, Here Jesus. Prys U naam in Jesus naam. Amen. Ek wil net, voordat ek vir Dani en Jenny vroeg vra wat ek het ontstaan, ons hulle maak klaar hier so vandag, hulle trek Grabouten, gaan ons bid vir hulle, wil ek net hê, ons moet net vir Talita Bota as ons opgeneem, het gaan nie goed met haar. Hier sit ben hulle, die ouers, kom ons staan, gaan ons na die Here kyk. En die Here is alle dinge moontlik. Glo jy dit? Ek glo dit vanmôre. Kom ons rig ons harte na die Here toe en ons tree in vir haar. Daar waar jy staan vanmôre, besef dat by God is alle dinge moontlik. Weet vanmôre, die Here kan alles doen. Here, ons kom na U toe vanmôre. Ons kan na niemand anders toe gaan. As mense sê,
daar's niks om te doen nie, dan kom tree U in. As mense sê, dis onmoontlik, dan begin U werk. As mense vlug, dan kom U en U kom gee 'n oplossing. En U kom gryp in, en U doen kragtige dade. En Here, ons wil nooit probeer om U wil te verander nie, maar ons kan vanmôre kom, en ons kan uitroep en sê, Here, deur U wonde is ons genees. U het vir ons hierdie versekering kom gee, dat U het kom nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die genesing van ons liggaam. En ek bid vanmôre, Here, dat U kragtig sal ingryp in Talita se lewe. Ek bid vanmôre, Here, dat U sal deurbreek na haar, dat U vir haar oorwinning sal gee. In hierdie tyd waarin ons leef, waar ons nie eers by haar kan kom nie, kan U daarin kom. U kan U hand op haar gaan neersit en U kan 'n wonderwerk doen. Al is ons nie by nie. U het voor Lazarus se graf gestaan en gesê, Lazarus, kom uit. En U het 4 dae terug van dag gemaak. En hy het opgestaan, hy het geleef en hy het hom teruggegee aan sy familie. Ek bid vanmôre, Here, dat U daar sal kom ingryp soos wat U ingegryp het op daai dag. Ek bid dit in Jesus se naam. Ons kom vanmôre, Here, as 'n eenheid na U toe om te vra, kom gee genade, kom gee hulp, kom sien 'n vader hart, kom sien 'n moeder hart, kom sien 'n vriend se hart, kom sien 'n familie se hart, en kom doen iets groots vir hulle. Ek bid vir Ben en Ria, en vir ouma, Here, dat U hulle sal seën. Laat U hand op hulle sal wees, laat U liefde hulle sal toevou, en dat hulle sal ervaar, hoe dat U in hierdie tyd kom, en die arms om hulle vou, en ervaar dat U so God van naby. Ek bid dit in Jesus se naam, en ek sê vir U dankie daarvoor. Amen. Baie dankie. Julle kan maar sit. Daar die kom, die kom staan so nie by. Hulle was nou, ek het nog gewonder, hulle nog gevra, hoe lang was julle nou hier? 27 jaar. Ja, wonderlik. So hulle is al 'n lang tyd saam met ons hier, en dit is so lekker om hulle saam met ons te hê. Maar nou, hulle besluit, hulle weet nie by ons wees nie, hulle moet op pad vaart. Hulle gaan Grabouw toe, hulle trek daarheen, so ons gaan bid vir hulle, ons gaan bid dat die seën van die Here met hulle sal gaan. Steek so die hande so met na hulle toe, en ons bid vir hulle. Vader, dankie, dat ons vanmôre kan bid vir hierdie 2 wonderlike mense. Dankie vir die tyd wat hulle saam met ons kan wees het, en alle liefde wat ons van hulle ontvang het, en dit wat U deur hulle vir ons het gedoen het. En ek bid, Here, dat U met hulle sal gaan. Ek stuur engele voor hulle uit, Here, om 'n pad vir hulle gelyk te maak. Ek bid, Here, dat U guns en U vrede en U oorvloed met hulle sal wees. Ek bid, Here, dat hulle sal ervaar hoe dat U elke heuwel vir hulle gelyk maak en elke daal opvul, en hoe dat U voor hulle uittrek, en hoe dat die vrede van die Here en die guns van die Here met hulle sal wees. Ek bid dit in Jesus naam, en ek sê vir U dankie daarvoor. Amen. Wonderlik. Ek wil ons kyk na ek nou wat oor wat vanoggend wat ek moet sê, ons moet nog bezig met Paasfees, die voorbereiding van Paasfees, alles wat ons gebeur, en dit is van as jy vir kinders moet vra, wat is die grootste ding vir hulle in die Christen kalender, as hulle allemaal vir jou sê, Kersfees. Dit is wat nie die Bybelse fokus nie, maar die wêreldse fokus is. Verseker is dit belangrik dat Christus gebore is, maar dit wat die Bybel ons leer om te gedenk, is wat dit ons doen. Dis vir ons nagmaal. Ek bedoel, elke Sabbat as jy nagmaal bewaar, dan bring jy tot herinnering dit wat Jesus ons in die kruis doen. En dit is so belangrik, en dit het begin, kom as jy wil saam met lees in Exodus 12 van vers 21. Hy
Ek gaan dit nou lees in Engels. Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, Go as one and select the animals, your families, select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Take the branch of the hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and on both sides of the door frame. Not one of you shall go out of the door of the house until morning, when the Lord goes through the land to strike down the Egyptians. He will see the blood on the top and the side of the door frame and will pass over. And this is what the word pass over vandaan kom in the Engels. Pass over the doorway, and he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Obey these instructions as a lasting ordinance for you and your descendants. En ons is nie meer in dit nie. Ons is in die, dis die Ou Testament. Dis die Ou Verbond. Die Ou Covenant. Nou ons in die Nuwe Covenant. En die Covenant is Christus. En dit wat hy vir ons gedoen het. Waarom ek het baie gedink oor om hier gaan lees, waarom het vandaan dat hy bijvoorbeeld die bloed aan die deurspoesyn nodig. Dis 'n vreemde prinsip vir ons. Want as ons nou aan dink, ons is nie baie ingestel op bloed as dit kom by ons manier van dinge doen nie. Maar in die tyd wat die Israeliete in Egipte was bloedoffers oor. God verwag op 'n bloedoffer. Dis die enigste manier hoe hy die sonde van die mens kan verenig met hom. Hoe hy vrede kan bring tussen God en die mens. Anders is God jou vyand. Dit klink verskriklik as ek dit sê, maar God moet verenig met ons. Hy moet vrede kry met ons deur te verenig met ons. En dit kan net gebeur deur 'n bloedoffer. En in daai dae, as 'n koning 'n nuwe land oorgeneem het, 'n nuwe koninkryk oorgeneem het, dat hy gegaan en hy het sy hele al die mense wat saam met hom gaan, is entourage. Dit saam met hom gegaan. Die koning het op sy perd gery en hy het hy land ingegaan en hy het van stad tot stad gegaan en hy het gesê, ek is die nuwe koning. Dit is wat gaan gebeur in ons land. So gaan dit nou wees. Dis my wette, dis my reëls, so gaan ons lewe. Dis wat ons gaan doen. Dis die belastings wat jy gaan betaal. Dis die offers wat jy moet bring aan die koning. Dis maar die belastings. Dis wat jy vir die koning moet gee. En as jy dit nie doen, as dit gebeur. Hulle het die speletjies gespeel. So hoe het hulle dit gedoen? Die koning kon nie fisies na elke huis gaan, maar hulle moes mense, as ek nou in Zimbabwe kom of op in Afrika, baie keer as ek in die stede kom daar, of in die klein dorpies waar hulle nou ken, dan as ek daar stop, dan hoor ek, begin die dromme, slaan die dromme, en dan oor so 'n halfuur, dan kom die mense. Hulle het hulle boskelle gehad. Dis nou ongelooflik hoe hulle weet, daai dromme spesifieke manier, dan sê hulle, ek het daar, die mense moet kom. Nee, en hulle het ook hulle boskelle gehad, een wat hardloop by die ander dorp toe, en dan die koning het van sy verteenwoordigers gestuur na die huis toe. Hy het sy soldate gestuur, en dan die om vir hulle te verduidelik wat gaan gebeur. En die mense wat in die huise gebly het bloed geneem en het onder op die grond gegooi. En baie keer, omdat hulle ons ook maar, soos ons in stowwerige omstandighede bly, sal die bloed in hy sandgrond in en raak het weg. En toe baie gegaan aan die kante van die deur, groot gesit, dat die koning net weet, hulle het vrede met hom, hulle maak 'n verbond met hom. Dat die koningsmense in vrede in hulle huis kan ingaan. So elke stad as hulle ook nuwe gaste genooi na hulle huis, het hulle so bloed op die grond gegooi. Die mense stap in en hulle sê vir die mense, as jy in my huis kom, beskerm op jou. Ek het 'n verbond met jou, ek maak 'n vredesverbond met jou. As daai bloed nie daar was, is koningssoldate ingekom en almal
in daai huis doodmaak. Ja, jy is nie deel van die koninkryk. Nou bring dit terug na Jesus toe, en toe die Vader vir Israel te sê, maak die Paaslam se bloed verder met die kosyne, dat die engel wat gaan kom om te vernietig. Ons dink baie keer daaraan, ons leer baie keer ons kinders en raak beskryf oor liewe Jesus. Altyd liewe Jesus sag en teer. God het sy liefde kant, maar as ook 'n regverdige oordeel kant van God, wat ons moet verstaan. As jy nie dit verstaan nie, kan jy niks van die koninkryk van God verstaan. En omdat God die regverdige oordeel kant saam met die liefde kant wil hê, moes daar offer gebring word. En die volmaakte offer was sy eie seun, Jesus Christus. En die bloed het gevloei. En nou as ek en jy my knie buig voor Jesus, dan is dit ons ingang en ons uitgang word verseël deur die bloed van die Lam. Dit is hoekom die duiwel nie kan maak met ons wat hy wil nie. Hy wil ons laat glo, hy kan, maar hy kan nie. God het daai bloedoffer oor ons gebring. Die ou mense, ek het nou, ons nou groot geraak in 'n gereformeerde kerk, so as iemand gebid het, iets van die bloed van die Lam, dan was dit vir ons okkulties, en dit was verskriklik. Jy het gedink, daai mense is mal, ek wil niks met hulle te doen nie, maar hoe meer ek besef, wat die bloed van die Lam vir my doen, wat hy volmaakte offer doen, niks wat ek kan doen, kan my regverdig, niks. Ek kan nie eers heilig lewe op my eie nie. Ek het hom nodig om my te bewys. Dis hoe my Heilige Gees ons gegee, 'n persoon. En ek weet in Afrikaans sê ons die Heilige Gees. Maar ek praat nie so. As ek skryf op Heilige Gees en ek weet in ons taal is dit verkeerd. Maar volgens die woord van God is hy 'n persoon. Hy is saam met my. Hy wandel saam met my, hy leer my, hy lei my. Hy wil vandag vir jou sê, toe ons nou sing met en heel sê ook al, is hy berg om groot voor jou. Onthou, hy moet offers gebring daarvoor. Jy het die covenant is om jou. Jy is in hy covenant met hom. En het is interessant, hoe Abraham ook met God die verbond moes gemaak het, die covenant, het God om in die slaap gemaak. Want hy ken 'n mens, hy weet 'n mens val. Ons beloof verskriklik maak. Here, ek sal, as ek tot bekering kom, dan sal ek vir u gaan leer. Ek sal. En dan doen die meeste niks. Dis om God die covenant maak met ons. Hy is die covenant maker. En as ons verstaan wat die covenant is, dan kan ons sien in wat sy heerlikheid ons instap. Dood, waar is jou ongeluk? Ons. Vrees kan niks aan ons doen. Fear is a liar. Nee, Jesus is the truth. As hy iets beloof in die woord, dan is dit so. En baie keer bid ons vir 'n ding. Ek het hierdie week ook spesifiek vir 'n ding gebid. En dan gebeur dit nie soos ek dit wil sien. God laat iets anders gebeur. Here, my ek het daai nag deurgebid dat dit so moet wees. Maar nou moet ek hom vertrou. Hy is beter met iets groter as wat ek. Want sien, ons is soos jy laat sien, baie van die renperde sit in ons sulke goed hier op hulle oë. Want hulle wil hê die perd moet voorfokus. Hy moet nie meer aan die kant kyk. Baie keer is hulle in daai, as jy baie sensitief, ek het so een perd gehad wat so, hy was verskriklik sensitief. As jy hom beslaan, jy moet so mooi slaan, hy word eens hy spyker, hy kan dit nie voel, maar as jy kap, dan begin hy al maak, as jy vir hom raak slaan. Hy was verskriklik sensitief, en hom is dit ook met hy oogklappe aan die begin ry, want as hy 'n ding hier in die kant sien, dan spring hy so. Hy dink nie, as jy op omgesit het, dat jy vastgesit, want jy weet, as hy 'n ding
hoor ritsel dan spring hy skrik. Nou ons as mense verloor so maklik ons fokus. En dis kom ons die Here nodig het. Dis kom ons die Heilige Gees nodig het om ons te lei en sê, fokus op Christus. Daniel het nou net gesê, hy sê alles wat hy wil sê. Hy sê op die waarde stap. Dis kom met een gees. As jy op die waarde stap, hou jou oog gefokus op Jesus. Die een wat jou kan laat loop op water, storms, maak nie saak wat daar is nie. Ek sit en dink gisteraan, sit en bid ek weer so, maar 'n klomp dinge wat in my lewe gebeur, ek dink ek terug, die Here het my nog nooit verlos nie. Baie raad ek gevoel, ek weet nie hoe nie. Ek weet nie sal ek ooit hier kan deurkom, het my nog nooit verlos nie. Keer as ek wel. Gaan kyk maar, die meeste gebede, wat ons baie keer bid ons vir onsself. En ons so met onsself besig. Maar God is besig met sy koninkryk. En ek dink ons moet begin om ons fokus weg te skuif en na God te kyk. En dan dink ons, hoe kyk hy? Ek dink so my in Kolossense 3, dat hy sê, Kolossense 3 vers 1 sê, bedink die dinge wat daar is. Bid van bo, moenie van onder. Ons het so hierdie, ek sê plat op manier van dink, plat op die aarde. Gelukkig is die aarde ons kop is onder, maar ons het hierdie plat manier van dink, ons sien net wat hier om ons gaan. Wanneer laatste keer reg gebid, dat ander mense in die koninkryk moet doen? Wanneer laas het jy reg met iemand gepraat, om hom in die koninkryk bekend te stel? Moenie glo, as mense sê, Here, Here, dat hulle hom werklik ken. Spandeer tyd met mense is die enigste manier. Ek sê vir julle, daar is baie dinge wat gebeur. Op die oorlog corona, ons moet maskers dra. So mense kan nie meer reg sien wie jy is. Ons begin al meer goed virtual doen, dat ons nie by mekaar moet kom. As ek jou in jou oë kyk, kan ek baie dinge sien. Maar meer as dit kan ek sien as Jesus vir my wys, wat in jou binneste aangaan. En God skindering, ek kan soveel keer as ek saam met mense, dan bid ek vir hulle, maar wys die Here vir iets wat hulle gedoen het in hulle lewe, wat hulle nie bely nie. Ek sê dit nooit nie, ek bid, ek sê Here, maak dit vir ons, nie my ding nie, dis hulle ding, wys dit vir hulle, en dan kan ek onder, wat bely hulle. God skindering, en die vyand maak het, hy sê vir hom nie gaan sê nie. Die bloed het alles bedek. Sy blood covenant, hy dek alles. As niks wat jy gedoen het, of nog kan doen, wat die covenant kan verander. Behalwe, as jy sondig in die gees van God. As jy weggaan en sê, God is nie een wat my kan red nie. Daar is ander redding, maniere om te red. Ek praat in die week met 'n ou wat 'n moslim is. En hy ook maar in die nieuwhuis manier van dink en sê vir my, maar ons almal in bid, ons een God. Ons almal klim na een berg en ons almal kom bo uit. Dus sê ek, ja, die groot verskil is net, ek aanbid die lewende God, die ware een, en sy naam is Jesus. Want hoe leer die skrif ons? Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. As jy Jesus noem, dan is dit 'n redding vir sommiges, en gryp hom aan en sê, prys die Here. Ek het nog altyd geweet, maar vir ander is dit 'n steen des aanstoots. Hy is die steen oor wie hulle struikel en val. Nou wil ek vir jou uitdaag. Ek wil hê ons moet saam bid. En ek wil met jou uitdaag en vir jou sê, maak nie saak waar hy, soos Daniel het nou gesê, waar hy berg is nie. Maak nie saak wat al gebeur het nie. Ek wil vir jou 'n skrif lees, dit sê in Matteus 26 vers 28, Matthew 26 verse 28, for this is my blood of the covenant, which I poured out for many for forgiveness of sins. And in the same way, he took up the cup they had eaten, saying, this is the cup
which I poured out to you in the new covenant, my blood. This is Luke 22:20. So ek wil hê elke stap as jy nou nog gebruik, elke stap as jy weer uit beker neem, dat jy sal onthou, soos hy deur kusyne, hy bloed het gevloei vir jou. Jy is gemerk, jy is verseël deur God se Heilige Gees. Jy is gemerk as deel van die koninkryk van God. Hy het 'n covenant gemaak met jou. En as hy 'n covenant met jou maak, dan beskerm hy jou. As jy in sy woning ingaan, hy voorsien vir jou, want in sy huis gee hy vir jou die kos. Ek dink so aan die klomskrif, Matteus 6:33. Nie oor niks besluit. Gee alles net oor hom. Hy sal voorsien. Kos. Kyk net die lelies in die veld. Hy gee jou. Hy voorsien vir elke dier. Elke insek. Daar's nog miljoene diere en insekte en bakterieë en dinge wat ons nog ontdek. God onderhou hulle almal. Ek hou van wetenskap, maar is so wonderlik as God die wetenskap so omdraai. En vir hulle net 'n klomp nuwe dinge wys wat hy al lank al weet. Dan dink die mense sê, kyk wat het ons ontdek. Dink ek moet die Here bedank. Julle dink, julle is verslaan. En hy het dit gedoen na the God of peace, who brought up from the dead, great shepherd of the sheep, through the blood of the eternal covenant, even Jesus our Lord. Hebrews 13:20. Onthou die verbond wat God met ons gemaak het. So, ek wil nou vir jou vra, as daar dinge is in die nuwe het ek nou net gevra, maar as daar dinge is in jou hart, maak nie saak wat het is. Het kan hoe groot wees, kan hoe klein wees, het kan sonde wees, het kan familie wees, het kan sonde met die bure wees, dit kan enigiets wees, het kan siekte wees, dit kan finansiële probleme wees, want daar wys die een wat voorsien. Kan wat wees. Kom ons gaan nou na hom toe, en dan vra ons hom toe. Vader, ons staan nou voor U, en ons sê, U is die een, wat die verbond met ons gemaak het. Ons het kom oorgee aan U, en ons wil kom sê, Here Jesus, dankie dat U ons bewaar, dankie dat U ons beskerm, dankie dat U voor ons uitgaan. Vader, ek wil bid deur U Heilige Gees, Heilige Gees het U vir ons denke verander, die manier hoe ons dink, dat ons sal begin dink soos U dink. Alles is vir U moontlik, want U is God. U het alles geskaap, U onderhou alles, U hou vas alles. Here, nou maak ons plannetjies. Hy sê, moenie jou nie bekommer oor die dag van môre. Jy kan nie een tel by jou lente vroeg as jy dit doen. Here, leer ons om te relax in U. Teach us to lean back in your arms of God. Here, dankie dat U voor ons uitgaan. As die vyand ons wil aanval, is U die een wat voor ons uitgaan. U het hom reeds vernietig. U het hom tentoongestel. U het hom uitgeklee. Ons het al oorwinning deur die bloed van die Lam. Vader, my gebed is dat ons nooit, maar nooit sal vergeet wat U vir ons gedoen het in die kruis. Dat ons nooit dieselfde weer sal dink oor die covenant wat U met ons gemaak het. U het 'n nuwe covenant. Alles het nuut geword. Al die ou dinge het verbygegaan. Ons prys U naam. Dankie vir U liefde, Vader. En dankie dat die oorwinning reeds daar is deur U. Ek loof U daarvoor in Jesus naam.